Hemelse Here, dis soos wat ons sing. U is die Almagtige. U is die Skepper. Dit gaan net oor U. Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid mag wees vanaand. Dat ons in die troonsaal mag instap en voor U kan verskyn. En Vader, dankie dat dit vir U lekker is dat ons hier is. Wil U kom in hierdie koue aand warm maak, Here, omdat U ons gedagtes en ons harte vashou. Kom praat met ons en antwoord ons vrae oor môre en oormôre. Dankie dat ons hierdie dinge mag vra in Jesus se naam. Sê vra en ek sal vir jou gee. Amen. Goeienaand. Sandrie het my kom vra sy het een afkondiging vergeet. Van nou Sondag aand af het ons net 'n 6uur diens en 'n 6:15 diens. Die band en die ons is ook soos julle nader aan die eksamen en ons het die getalle mooi gekyk, ons sal inpas in 6uur en 6:15. Die 5uur diens is eers bietjie gestop terwille van die winter. So lê julle moet 7uur kom, dat julle kan naby aan mekaar sit. Ons begin vanaand met 'n nuwe reeks. Fantastic Four. En vanaand kyk ons na Esther. Nou, jou huiswerk is dat jy die storie van Esther moet gaan lees. Want as ek hom vanaand lees, gaan ons net dit doen. Ons teks vir vanaand kry ons in Spreuke. So as jy jou Bybel moet oopmaak, jy moet oopmaak by Spreuke hoofstuk 21. Spreuke hoofstuk 21. Spreuke hoofstuk 21, die eerste 5 versies. Sê eers gou vir my, is julle alright? Is daar iemand wat baie koud kry? En ek bedoel ek so van onderaf. En is daar iemand wat dalk nog 'n plekkie op sy kombers koop het langsom? Nou is julle almal geskaam. Dan jy moet volgende keer beter organise. Spreuke 21 vers 1. Die wil van die koning staan onder die gesag van die Here. Soos 'n stroom water lei hy dit soos hy dit verkies. In sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg, maar die Here toets die gesindheid. Die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is, eerder as wat hy offers bring. Die sonde van goddeloses begin altyd met selfreffing en eie waan. Wat hardwerkende mense beplan, is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek. Al mense was in ballingskap weggevlieg. Ballingskap beteken dat 'n ander volk wat sterker as jy is, gekom het na jou land toe, die soldate almal doodgemaak het, oorgeneem het, jou geboei het en as slaaf wegvat na hulle land om vir hulle daar te werk. Dis waar haar mense was. Israel was ongehoorsaam aan wat God sê. En daarom het God die Babyloniese ryk gestuur om hulle weg te voer in ballingskap. Wat moet onthou is dat die Babyloniërs gedink het, omdat hulle vir Israel kon wen, is Israel se God swakker as hulle se. Met ander woorde, Israel se God is nou non-existent, want hy het hulle verlaat, want hier is hulle dan nou in ballingskap. Haar maatpa is ergens along the line doodgemaak, of dit was met die invang, of dit was as gevolg van slaafwees, maak nie saak. Haar oom met die naam Mordegai het haar groot gemaak.
Sy was so 10, 11 jaar oud gewees, toe koning Ahasveros koning geword in Babylonië. Toe jy 10 jaar oud was jou droom. Eendag as ek groot is, ek dink, Esther het ook drome gehad. Eendag as sy groot is, sal sy ook wil trou. En ook 'n lekker lewe hê. Dalk vry wees. Dalk gesin. Dalk het sy met Mordegai 'n paar stories gehoor oor hierdie God van hulle, wat hulle nie gedrop het. En sy het gehoop, hierdie God kom terug en kom help hulle. En dan gebeur destiny, feit. Die koning hou 'n party, 'n groot party. En hy nooi almal. En as julle nou dink, ouens het baie gedrink by Joel, dit was 'n filletjie teen wat daar is vir ons. Hulle het gesuip. En halfpad deur hierdie party, nie net vir een aand, nie vir 'n paar dae, dink die koning, nou is die tyd om my beeldskone vrou met die naam Vasti vir my pelle te wys. Ek gaan nou 'n bietjie spog. Sommige ouens reken dat Vasti sonder klere, kaal, moes verskyn het en paradeer het, dat dit die gewoonte was. Of whatever. Vasti sê, as die manier, ek het daarop trots, ek gaan nie oor hierdie klomp dronkmans rond paradeer. En nou kan jy mos nou vir jouself dink, hoe 'n dronkman kwaad kan wees as sy vrou nie vir hom beluister nie. En sy pelle sê, maar dis reg, jy moet kwaad wees. Maar toe sit hy nou met 'n probleem. Wat maak hy met hom? En sy pelle het ook elkeen 'n kwaai vrou by die huis. En hulle maak toe die sommetjie. As hierdie koningin Vasti wegkom met hierdie ding, dat sy nie vir haar man hoef te luister nie, en ek kom vanaand by die huis, gaan mamma mos nou dieselfde met my maak. Slim mans. Maak 'n wet, ja, Vasti weg, maak haar die voorbeeld. As jy ongehoorsaam is aan jou man, mag hy jou wegjaag. Ek dink daar 'n paar vrouens toe as prins ongehoorsaam gewees, kon hulle daar uitkom. Ek het, maar ja. Vasti word die voorbeeld, en daar sit die koning sonder 'n vrou. Nou vertel die storie buite die Bybel, dat hulle reken hy het een of ander veldslag verloor, en toe voel hy nou in sy eer gekrenk, soos mans doen. En toe verlang hy vast. Iemand om hom bietjie te vertroos. Sy pelle sien, maar hierdie koning gaan dalk 'n moeilikheid maak. En hulle sê, kom ons hou discontinuity. Wat is hy woord? Ons kry al die mooiste girls in die land, en ons kry vir die koning 'n nuwe sexy vrou. 400 girls maak hulle by mekaar oor al die provinsies van sy koninkryk. En hierdie 400 girls word almal in 'n harem ingejaag. En vir 'n jaar lank is hulle in hierdie beauty salon. Kry hulle die beste treatment. Word hulle hare 3 keer 'n dag gewas. Hulle bad en al wat 'n lekker ryk goedjie. Ag, julle verstaan my. Ek verstaan niks af. Vir 'n jaar lank leer hulle om reg te eet en ag, al die goedjies. En dis wat destiny vir Esther is. Sy moes seker so 16, 18 jaar oud wees. Toe word sy gevat. Sy het nie gevolunteer of ingeskryf vir hierdie beauty contest nie. Sy is gevat. En sy is deel van die 400 girls. Amazing. Esther gaan sit nie in 'n hoopie en chunk, omdat die goed nie uitgewerk het, soos sy dit wil hê nie. Sy gooi ook nie haar toys uit die kot uit en sê, it's amazing. Ou lees dit in die storie, dat Hegai, die ou wat hulle opgepas het, dat in charge was, die arme man van al hierdie 400 vrouens, Hegai, het 'n special liking in Esther gekry.
En dit moes gewees het oor die manier hoe sy hierdie situasie hanteer het. Ek kan jou weet, daar's van die ander girls wat gekrek het en gehuil het en sy naels af was en kan vir jouself dink, nie Esther. Hierdie moeilike, onbeplande ding hanteer sy met grasie, sodat Hegai haar raak sien, hoe al die girls. En onmiddellik gee hy vir haar special treatment. Stuk karakter wat wys wie sy is. Hy's Esther. Daar's 3 goedjies wat ek wil hê jy moet onthou van Esther. Ook as jy die storie weer gaan lees. Die eerste ding is, hey, hierdie ding was seksie. Dink jy dit is seksie? Kom lag jy. Nou seksie en daai tyd is seksie vandag het nogal verskil. Sy was buitekant beautiful. Maar sy was binnekant ook beautiful. En dis in haar karakter en in haar optrede wat dit sigbaar was. Loud en clear. Sy was van binne af baie mooi. Tweede ding, sy was diensbaar. Diensbaar. Die storie vertel het so mooi dat toe sy groot geword het, het sy oom Mordegai sy opdragte uitgevoer. Sy het gedoen wat hy vir haar gesê het om te doen. En natuurlik was sy seker in charge van die huishouding gewees, en kos gemaak, en skoon gemaak, en alles. Sy was so ver diensbaar, dat sy stilgebly het oor wat sy nasionaliteit sy is, omdat oom Mordegai so gesê. Sy was so diensbaar, dat toe oom Mordegai vir haar sê, hey, nou is die tyd ook al, nou moet jy help, dat sy bereid is om haar lewe te gee, wat sy moet doen, dis van volk. So sy was diensbaar, maak nie saak wat het haar gekos het. Derde een is, sy was teachable, sy was leerbaar. Sy het geluister na wat oom Mordegai sê en haar lewe daarvolgens aangepas. Haar karaktereienskappe moes verseker van so groot dogtertjie afgegroei het oor die manier wat Mordegai vir haar geleer het wie sy is, wie die Jode is, wie die Israeliete is, vir haar geleer het wie God is. Dit het haar karakter gevorm. Maar sy leer nie net van haar eie mense nie. Hier kom 'n heiden met die naam Hegai wat in charge is van hierdie klomp vrouens en hy coach haar. En sy leer by hom. Ons sien dit dat die nag toe dit nou haar beurt is om by die koning in te gaan, toe vat sy saam na die koning toe net dit wat Hegai voorgestel het. Nou ek kan vir myself net dink, dit moes 'n pakkie biltong gewees het. What a girl, hierdie Esther. Vir 'n jaar lank leef sy in hierdie beauty salon. Gaan sy deur al die prosesse wat Hegai haar sit. Sy vertrou hom, sy leer by hom, hy coach haar. Alles. Sodat sy op haar mooiste kan wees. Vir een nag met die koning. En dan, wanneer daar beurt is, dan impress sy die koning so. Dit is so mooi, jy moet die storie gaan lees. Bo al die vrouens het sy helemaal uitgestaan. Met die effek wat sy op die koning gehad het. Moes hy pakkie biltong gewees. Hoor die eerste vers wat ons in Spreuke gelees het. Die wil van die Here staan onder die wil van die koning staan onder die gesag van die Here. Soos 'n stroom water lei hy dit, soos hy dit verkies. Arme koning. Hy was nie bestaan. Want die Here het sy hart reg voorberei. En Esther was beautiful. Die man was gedoem vir moeilikheid. Die Here bepaal. Nou die interessante ding van die komplot wat verder gebeur. Sy 6 jaar lank al getroud met die koning. Dit was nie die honeymoon fase wat hy sy naam toe moes gaan vir die Jode nie. Dit was na 6 jaar. En die storie in die Bybel vertel het so mooi, dat die koning het al vir haar geneglect. Hy het nie meer soveel aandag aan haar gegee, soos aan die begin. En
En toe kom die storie uit, dat sy moet gaan na hom. Want daar was 'n ander ou met die naam Haman. Haman was 'n Agagiet. Kom van die nageslag van Agag af. Haman word deur Ahasveros aangestel as tweede in charge. Maar Haman kom uit die nageslag van Agag uit. Nou, bietjie terug in die geskiedenis. Saul moes hierdie volk met die banvloed tref, waarvan Agag koning was. Omdat hierdie volk die onding gedoen het. Hulle het vir Israel van agteraf aangeval. En die vrouens en kinders en ou mense eerste doodgemaak. En toe sê die Here, hierdie volk moet ons met die banvloed tref en uitroei. Almal. Saul is te proud en hy neem vir Agag gevangene as 'n trofee dat hulle kon oorwin. Mooi, jy kan die storie gaan lees na Samuel. Samuel het later vir Agag doodgemaak. So die ouens reken hierdie Haman was 'n nageslag van hierdie koning Agag. En daarom maak Haman toe sommer 'n plan, want hy vir Mordegai kwaad is, om al die Jode dood te maak. En hy kry die koning so ver om die wet van Mede en Perse af te kondig. Nou die wet van Mede en Perse is onherroepelik. Jy kan dit nie verander. Onthou julle Daniël? Die koning het gewet gemaak, as jy nie buig voor die beeld nie, dan word jy in die leeukuil ingegooi en sy 3 pelle word in die oond ingegooi. En toe hy uitvind, maar dis sy pel Daniël, toe kon hy nie teruggaan op die woord of op die wet van die Mede en Perse. So hier is 'n wet gemaak, die Jode moet doodgemaak word. It's amazing. Jy 'n bietjie 'n paar tree vorentoe gaan en jy dink gou vir jouself terug. Die volk Israel is in ballingskap. Hulle bestaan hang in 'n dun draadjie. Hier kom die duiwel en hy kry ou soos Haman en hy sê, "Roei julle nou uit." Want as hulle nou uitgeroei kry, kan Jesus Christus nie gebore word. Maar God se voorsienigheid is lankal in plek. En die regte gil, met die regte temperament, die regte plek, sodat sy volk gered kan word. Hierdie weeskind wat koningin geword het, met rykdom, met angs, met mag. En dan die amazing ding vir my van Esther is, sy bly getrou aan wie sy is. Sy bly haarself. Hoor wat sê vers 4 van die wat ons gelees het. Die sonde van goddeloses begin altyd met selfverheffing en eie waan. Esther was nie hier onskuldig nie. Sy bly Esther, beautiful van binne, getrou aan haarself. Maak nie saak wat alles om haar gebeur het. 6 jaar getroud. En toe kom hierdie belaglike plan dat die Jode uitgeroei moet word. En Esther is die een wat moet help. Tussen die koning besig geraak met sy koninkin. Min aandag aan haar gegee. Maar sy moet hom gaan sien. En dan diensbaar soos sy is, waag sy haar lewe en stap by hom in. En sy kyk en hy sien haar en sy is vol bekoorlik verbind. En sê, kom in. En dan sê hy vra wat jy wil, tot die helfte van my koninkryk. En ek gee dit vir jou. Hoor wat sê die teks wat ons gelees het. In sy eie oë is alles wat die mens doen reg, maar die Here toets die gesindheid. Die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is, eerder as wat jy offers bring. Esther bring nie net offers vir haar volk. Sy doen wat reg is. Maak nie saak wat dit haar dalk kan kos. En dan, en dis vir my die mooiste van hierdie vrou, sy is typies vrou. Sy speel haar saak beautiful. As die koning vas sê, vra net wat jy wil, dan pas sy nie uit en vertel hom wat gebeur nie. Sy nooi hom vir ete. En as die koning dink, jy is nou, toe sê nie, maar hier kom Haman op. En sy sê, nee, kom eet môre aan weer. Sy speel haar kaarte beautiful reg. Ek kan net dink, hoe is hierdie koning al nuuskierig teen dag 3 of dag 4, van wat wil hierdie vrou nou eintlik hê nie? Hoor wat sê ons teks? Wat hardwerkende mense beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek. Esther, rustig en kalm. En wanneer sy dan uiteindelik vir die koning haar versoek vertel, vir hom sê dat sy ook 'n Jood is, toe eindig Haman op Galg
En die wet van mede en perse, wat nie herroep kan word nie, kry nog 'n amendement by. Die Jode mag hulle self verdedig. En dit gebeur dan so dat die Jode baie ouens doodgemaak het, wat hulle vyande was. So red Ester die volk. Maar jy moet die historiese brief gaan lees weer. Dis amazing, beautiful. Ester wat getrou is aan wie sy is, en God wat haar gebruik soos sy is. Sy glo vas dat dit vir 'n tyd is soos die, dat sy moet gehoorsaam wees. En haar talente en die gawes wat sy het, sy gebruik, sodat ander kan bly leef. Ek het nogal gewonder, die week wat verby is, nou oor Ester baie gewonder het. Sê nou sy was nie getrou nie. Sê nou sy was 'n klein bret gewees, wat in die eerste plek aan toys in die kot uitgegooi het, toe sy gevang is. Saamgeneem is haar en. Sê nou, sy was nie teachable, dan sy nie die pakkie biltong saamgevat na die koning toe nie, maar dalk 'n cupcake en dan niks geld. Sê nou, sy wou nie al hierdie skoonheidsrituele deurgaan nie, en nie korrek voorberei gewees het, sodat sy vir die koning sy voete onder hom uitgeslaan het. Ek wonder wat sou dan gebeur het. Ek weet julle, hoe baie studente kom na my toe en sê, hoe weet ek of hierdie ou, of hierdie meisie die regte het? Hoe weet ek of ek regtig die regte kursus swaai? Hoe weet ek wens so, ek kan môre se nuus en vandag se koerant lees, dan is dit mos nou maklik om my keuses te maak. Hoe weet ek, wat is die regte ding om te doen? Hoe weet ek wat vir die Here vir my het? Ek wil so graag op uitreike gaan, maar dat ek nie ander klomp goeders weer. Ek wil so graag dit. Weet ou, as jy nie weet wat môre en oormôre gaan gebeur, hoe goed gaan uitwerk. Dis 'n onsekerheid oor die toekoms waar jy nou is. En veral vir die finale jaars word die onsekerheid al hoe meer oor 'n klomp goed in jou lewe. En dis wat Ester se storie wil sê. Haal diep asem en relax. God is in beheer. God is in beheer. God is besig om plekke en mense en planne neer te sit, sodat sy droom vir jou waar sal word. Jy moet net jy wees. Maar ek hoor ook studente wat sê, joh, dis al toevallig dat dit so gebeur het. Gelukkig het dit so gebeur, anders het die nie uitgewerk nie. Want toeval het nogal gehelp. Ek het ingenieurswese geswat in Pretoria Technikon, toe kry ek 'n werk by Nissan, met 'n company kar, met 'n groot salaris, in die baai, in die see, lekker. Ek was op pad. Toe dop ek die maklikste vakkie wat daar is. Dop, pluk. Ek bel my nuwe baas en sê, ek het nou hierdie ou glippie gehad. Hy sê, jammer dat jy nie meer werk. Ek het al baie gewonder as ek daai werk gekry het, of ek vanaand hier sou staan. Toevallig? Ek kan vir julle 'n klomp stories uit my lewe uit vertel. Seker nie toevallig. Want toeval is maar net wanneer God kies om naamloos te bly in ons gebeure. Toeval is maar net God wat kies om nie eers sy naam in die boek Ester te laat roep nie. Want hy is so agter die skerms besig om alles in plek te sit en die plan te bepaal en die plot te laat bepaal, soos wat hy dit wil hê op die einde. So is God besig, soos wat hy vir my gedoen het, om dit vir jou te doen. Om die regte mense voor te berei, om eendag saam met jou te kan leef. Om die regte plek voor te berei, daar waar jy jou wil gebruik, met jou gawes en met jou talente. Jou job is om soos Ester, getrou te wees aan wie jy is. Want ja, God het verseker vir elkeen van julle ook 'n plan, 'n droom. Hy het verseker vir elkeen van julle wat moet trou eendag, iemand wat hy besig is om voor te berei,
en op die regte tyd sal hulle aan mekaar voorstel. Die stres daar. Jy gaan werk kry. Daar waar God wil hê. Gaan alright wees. Want God sê so. Tussen leef voluit. Nie jou lewe op hold sit tot jy meneer of mevrou reg ontmoet het. Leef voluit intussen. Hoor wat sê ons teks? Doen wat reg is, want God kyk na die gesindheid van jou hart. Doen wat geregverdig is. Los selfreffing en eie waan. Moenie witgat word oor staf nie. Nie oorhaastig wees nie. Leef net. As jy getrou aan jouself is, met ander woorde, as jy is wie God jou bedoel het toe hy jou gemaak het, jy jou karaktereienskappe leef soos wat die Bybel jou leer, jy jou waardes, nie jou waardes nie, wat is die goed, jou talente en jou gawes gebruik in ander mense se lewens, sal God verseker sy deel doen. Esther se storie het sy dit elke keer gedoen. Sy het net bly doen en bly leef, dit wat sy gehad het, dit waarmee sy kon werk. En God het dit gebruik. Dis amper klaar. Ons kyk gou na 'n stukkie video met 'n besondere ou met 'n besondere ma wat vir hom goeders net duidelik maak. Sy naam is Forrest Gump. Where's Mama? She's upstairs. Hi, Forrest. I'll see you tomorrow. Right. We sure got you straightened out, didn't we, boy? What's the matter, Mom? I'm dying, Forrest. Come on in, sit down over here. Why are you dying, Mom? It's my time. It's just my time. Oh, now. Don't you be afraid, sweetheart. Death is just a part of life. Something we're all destined to do. I didn't know it, but I was destined to be your mama. I did the best I could. You did good, Mom. Well, I happen to believe you make your own destiny. You have to do the best with what God gave you. What's Martha say, Mom? You're gonna have to figure that out for yourself. Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. Mama always had a way of explaining things so I could understand them. I will miss you, Forrest. She had gotten cancer and died on a Tuesday. Dis Esther se storie opgesom. Doen in hierdie lewe dit wat jy kan, dit wat God vir jou gegee het. En vertrou dat God agter die skerms besig is om sy drome vir jou in plek te sit. En as jy jou alles gee vir wie jy is, sal dit uitwerk. Vertrou hom.
Amen. Here, is vir ons baie keer moeilik as ons in die toekoms probeer inkyk om te glo dat U daar is. Om te glo dat U agter die skerms besig is. Here, maar maak ons bewus daarvan. Maak ons bewus daarvan dat U ons nooit sal trok. Leer ons, Here, om diensbaar te wees met ons talente. Leer ons, Here, om teachable te wees deur die mense en deur U, sodat ons getrou in onsself kan wees en die lewe kan leef met 'n wete. My God is besig om my in die regte rigting te stuur. My God is besig om my destiny te bepaal. Kom dan, Here, en maak ons opgewonde oor ons lewens en oor drome van môre en oormôre. Van die bekommernis uit ons harte uit weg, Here, wat ons op onsself neersit oor hoe en wat, saam met wie en wat gaan gebeur as en miskien en van daai goed uit ons harte uit weg, Here, laat ons fokus op dit wat ons het en dit leef. Ek wil dit bid, Here, vir elke liewe een van ons wat hier is vanaand. Dat ons ook in huis toe gaan en vrede en rus vind in U arms. Weet, U is in beheer. U sorg. Here, ek wil bid vir elke student wat hier is met die eksamen wat nader kom. Lief hulle die vermoë gee om daarop te kan fokus en te kan leer. Te kan weergee dit wat hulle geleer het, Here, sodat met hulle so goed sal gaan. Want dit is deel van die plan ook vir hulle. Vader, dan wil ons U net loof en prys omdat U God is. Alle eer en alle aanbidding en alle lof kom U toe. Ontvang dit, Here, vanuit ons harte en ons verstand. En dankie dat ons al hierdie goed kan vra en kan bid in Jesus se naam, wat sê vra en ek sal vir jou gee. Amen. Kom ons staan.